Jy weet, ek dink nie ons dink altyd aan onsself as moontlike apostels nie. En eintlik beteken die woord apostel of apostelskap dan om uitgestuur te wees soos Jesus. En ek wil net in die verbygaan noem, ek het vasgestel dat 44 verse in die Nuwe Testament verwys na apostelskap. Dis nie sommer iets wat vir iemand anders bedoel is nie, maar iets wat ek en jy gerus maar aan aandag kan gee. Hebreërs 3 vers 1 sê, daarom broers wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, met ander woorde, mense wat deel is van die koninkryk en die uitbreiding daarvan. Daarom moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. So in die eerste plek sien ons dat dit wat Jesus eintlik was, is apostel. Die gestuurde, die een wat uitgestuur is deur God om te kom werk hier op aarde tussen mense. Maar kom ons lees verder in Romeine 11 vers 13. As apostel vir die heidene nasies is ek, dis nou Paulus, trots op my werk. So hy sien homself ook as apostel, soos Jesus, omdat hy tussen die heidene nasies besig is om te werk. 2 Korintiërs 12 vers 12 sê, die dinge wat 'n apostel kenmerk. Nou goed, nou kom hy bietjie nader en hy verduidelik vir ons hoe en wat 'n apostel eintlik behoort te wees. Hy sê, dit wat 'n apostel kenmerk, het ek met groot geduld by julle verrig. En nou gee hy die tekens. Hy sê, daar's tekens en wonders, kragtige dade. Dis die mense wat deur die Here uitgestuur word. En ek en jy het daardie vermoë. Ons sien dit dalk net nie raak nie, omdat ons dit nie probeer doen nie. Psalm 105 verse 16 en 17 sê, toe hy hongersnood oor die land gebring het, en al dit is nou, hy skryf dit toe aan God, nou ons kan daaroor praat, maar in elk geval, hy sê, en toe hy hongersnood oor die land gebring het, en al hulle kos opgeraak het hy iemand, dit is nou God, iemand voor hulle uitgestuur. Dit was die Israeliete. Josef is as slaaf verkoop. Nou hy was daar toe sy mense in nood was hy daar uitgestuur om daardie pos te vul en te sorg dat hulle voorsiening vir hulle gemaak kon word. Mense, ek en jy moet die geleentheid sien dat God ons stuur ergens heen om iets te verrig wat dalk nie op die oomblik so belangrik of so invloedryk is nie, maar op die regte tyd sal dit geopenbaar word, dit wat ons eintlik gedoen het en wat die effek daarvan is. 'n Apostel, ek en jy, ja, kom ons wees dit en loop mooi.